Diere staan bekend as die mens se beste vriend. Oor baie eeue heen het ons vierbenige vriende tot ons redding gekom, vir ons gewerk, lojaliteit betoon en ons beskerm. Onlangs het 3 jaar oue Bankie Zander verdwyn uit sy huis in KwaZulu-Natal. Kort voordat hy vermis geraak het, was hy besig om met sy speelgoed motorfietsie buite sy huis te speel. Sy familie het angstig na hom gesoek en die volgende oggend het die hondeeenheid van die polisie ook aan die soektog deelgeneem. Na baie ure het hulle klein Bongie veilig gevind. Langs hom was die 2 familiehonde, Billy en Jogger, wat al die tyd by hom gebly het en hom opgepas het. Die vraag is ons so lojaal teenoor ons hondevriende as wat hulle teenoor ons is? Ons het probeer om insig te kry om hoe dit voel om 'n hond te wees in vandag se wêreld. Susan Vosper leer honde goeie maniere en vriendelike gedrag. When a dog goes to school and learns manners, Sy het gesê dat as 'n hond skool toe gaan en goeie maniere leer, maak dit hom eintlik vry. Hulle word aangename lede van die gemeenskap en jy kan hulle saamneem na enige geleentheid. Net soos kinders wil 'n mens nie 'n swak gemanierde hond by jou hê nie, maar 'n goed gemanierde hond is 'n plesier. Die leerproses kan lekker wees vir beide honde en hulle mensvriende. Maar hierdie honde is in gelukkige omstandighede. Hulle behoort almal aan families wat omgee vir hulle. Dit is treurig dat daar duisende honde is wat geen huis het nie en wat niemand het om vir hulle om te gee nie. Dink net vir 'n oomblik dat jy gebore is in hierdie wêreld, nie as 'n mens nie, maar as 'n hond, met 4 bene, 'n nat neus en 'n klomp energie. Miskien kon jy 'n gidshond wees om blinde mense te help om veilig oor die weg te kom, of 'n werkende hond soos die polisiehond Phoenix wat gehelp het om Bongie te vind. Of miskien was jy gebore net om iemand se getroue metgesel te wees. As jy gelukkig was, kon jy in 'n huis vol liefde beland het, of jy kon ongelukkig wees en beland by iemand wat wreed is en net eenvoudig nie omgee nie. Ons het vir Julia Evans van die Dierewelsynvereniging gevra hoekom so baie honde in die vereniging se hokke beland. Mense het geen idee van wat dit werklik beteken om 'n dier aan te hou nie. So hulle dink nou nie behoorlik daaroor voor die tyd nie en hulle gaan uit, hulle koop vir hulle baba hondjie, gaan huis toe, hulle versorg en troetel die dier vir die eerste paar weke en dan verloor hulle belangstelling. Dier word dan in die agterplaas ingesit sonder verdere stimulasie nie. 'n Paar maande later grawe hy in die tuin, hy blaf aanhoudend en die maklikste oplossing vir die mense is om die dier in te bring na die dierewelsyn toe. Ons het die Animal Rescue Organisation besoek en het vir Dr. Ayub Banduker gevra oor sy werk daar as veearts. 'n Veearts is 'n dieredokter wat omsien na die gesondheid en welsyn van diere. Ons probeer om hulle pyn te verlig wanneer hulle siek en beseer word en om vir hulle gesond te hou en te maak. Ons speel ook 'n baie belangrike rol om mense in te lig oor hoe om hulle diere gesond te hou en hoe om vir hulle diere te versorg. Een van die belangrikste dinge wat 'n veearts kan doen, is om ons troeteldiere te steriliseer. Ons het vir Dr. Banduker gevra hoekom ons troeteldiere steriliseer. 'n Sterilisasie is 'n operasie wat ons op katte en honde doen om te voorkom dat hulle kleintjies kry. As ons dit nie doen nie, sal daar oorbevolking van katte en honde in die omgewing wees. Dit sal veroorsaak dat baie katte en honde nie huise sal kry nie en sal basies honger ly en rondloop om kos te soek
Wanneer hulle dit doen, kan hulle omgestamp word deur motorkarre. En om dit te voorkom, is dit baie belangrik dat eienaars hulle diere steriliseer. Dr. Bandeke het 'n besige dag om aandag te gee aan al die gebreekte bene van klein hondjies en ander honde wat deur motors omgery is. Hierdie klein hondjie moet 'n algemene verdowingsmiddel kry sodat sy been reggemaak kan word. Hierdie klein hondjie het ook 'n gebreekte been en het ook verdowing nodig sodat Dr. Bandeke dit vir haar kan regmaak. Dit is tragies dat baie mense deelneem aan die onwettige praktyk van georganiseerde hondegevegte en ons besoek aan Dr. Bandeke is onderbreek sodat hy behandeling kon gee vir 'n slagoffer van hierdie gruwelike sogenaamde sport. Hierdie gevegte vind plaas in geheime plekke en mense hou wetenskappe om baie geld te wen op die honde wat die gevegte wen. 'n Ontstelde vrou het gesê dat sy dit ondraaglik gevind het om die gehuil van honde te hoor wie se wonde deur hulle eienaars toegewerk word na die gevegte. Dit wil sê as hulle die geveg oorleef het. Ons weet nou dat mense wat wreed en gewelddadig teenoor diere is, dikwels ook wreed en gewelddadig teenoor ander mense is. Ons het die Sarah Bartman Sentrum vir vroue en kinders besoek en Rosemary Cox gevra of daar 'n verband is tussen wreedheid teenoor diere en huishoudelike geweld. Ja, daar is definitief 'n verband tussen dieremishandeling en geweld teen 'n familie. Baie keer as die familie kom na die sentrum, huil hierdie kinders omdat hulle katte en honde al reeds deur die vader geslaan was. En as hierdie dinge begin gebeur, weet hierdie familie dat hulle is in risiko. Is 'n ander vorm van wreedheid wat niks te doen het met geweld nie, maar wat eenvoudig die gevolg is van mense wat nie die behoeftes van diere verstaan nie. Professor Johannes Odendaal is een van Suid-Afrika se vooraanstaande etoloë. Dit is die naam vir 'n persoon wat die gedrag van diere bestudeer sodat mense hulle beter kan verstaan. Ek is 'n etoloog en hierdie groot woord kom van Europa af en dit beteken dat iemand die gedrag van diere bestudeer het op 'n wetenskaplike wyse. Ek was nog 'n klein seentjie gewees toe my ouers oor see gegaan het en hulle het omtrent 4 maande die huis verlaat. Ek was alleen in die huis saam met vreemde mense en hulle het van my 'n klein worshondjie gegee as 'n geskenk om my besig te hou. En ons het regtig baie goeie vriende geword. Ek was vir jare 'n privaat veearts gewees waar ek gesien het hoe mense en hulle diere by my verbykom, maar ek het ook opgemerk dat mense nie hulle eie diere verstaan nie. So, hoe begin ons om ons honde te verstaan? Ek dink dat ons baie keer nie goed kommunikeer met ons diere nie vir die eenvoudige rede omdat ons nie fokus op wat hulle graag met ons wil deel nie. Ek dink nie ons neem waar met hulle liggaamshouding wat hulle behoeftes is nie en ek dink nie ons probeer eers verstaan wat hulle doen nie. 'n Verstommende feit wat baie min van ons besef, is dat honde met mekaar kan kommunikeer deur hulle ongelooflike reuksin. En dan het hulle ook 'n ander manier van kommunikeer waarvan ons ongelukkig absoluut niks verstaan nie. En dit is chemiese kommunikasie wat 'n mens ook kan noem chemiese taal. En dit word uitgeskei deur die liggaam in die vorm van feromone. Nou feromone is 'n groot woord vir chemiese stowwe wat vervaardig word om sekere inligting vir die volgende hond te gee. En daardie inligting hoor hy nie met sy ore nie, maar hy ruik die inligting. Wat moet 'n mens nie doen nie? En ek dink is baie belangrik dat 'n mens nie 'n hond gebruik soos 'n motorkar nie. 'n Motorkar kan jy in jou agterplaas parkeer. Jy kan hom afskakel en wanneer jy hom weer nodig het, dan skakel jy hom maar net weer aan. En 'n mens dink partykeer dat 'n hond ook so gebruik kan word, dat die hond maar net moet speel en moet loop met jou en doen wanneer jy dink dis nodig. Ilham Karim van die Suid-Afrikaanse Polisiediens herinner ons dat wreedheid teenoor diere 'n misdaad is.
Cruelty to animals is definitely a crime. What a person can do is what we should do as individuals is first of all report it to any animal welfare society to see to the need of the animals and then report it to the police. I think for us to have a safe and healthy community, all we need to do is to care. If we can just do our little bit, each and every one of us, our individual bit, then we can make this a safe society and a caring society. Deesdae leer baie skole hulle leerlinge hoe om landsburgers te wees wat omgee. Lots of love. Animals are very clever. They also have feelings. They feel happy and sad. Hierdie kinders bring hulle troeteldiere na die plaaslike dierewelsynsentrum sodat hulle behandel kan word teen parasiete soos bosluise en vloeie. Hierdie leerlinge het 'n rondloperhondjie gered en vir hom 'n huis gevind in hulle gemeenskap. Janet Sandel met haar beste vriend Tag geniet dit om vir kinders te wys hoe lekker die vriendskap van 'n dier kan wees. Nee, hou jou hand so. Eers, ja, hou jou hand so, dat hy nie kan vryt nie, en dan maak jy dit oop. Ja, so. What do you Yes, very nice, hey. Then you go down. And sit. And stand. Down. Sit. Sit. As almal net 'n bietjie meer sou omgee, dan sal die vreesbevange, verhongerde en brandsiek honde nie alleen die lewe hoef aan te durf nie. En Dr. Banderkus sal nie die aaklige taak hê om honde van kant te maak wat niemand wil hê nie. Maggie Heritage is die kunstenares wie se skilderye van honde by die begin van hierdie video gewys word. Daar was 'n tyd toe sy ook troeteldiere wat nie huise gehad het nie, moes uitsit. Ek het vir die grootste deel van my lewe vir diereorganisasies gewerk. Ek het begin as 'n veearts-verpleegster, maar het eintlik die laksman geword. Ek het soggens by die werk gekom en hulle het vir my gesê, hierdie een moet aan die slaap gemaak word. Hy's al 3 of 4 weke hier. Niemand wil hom hê nie. Hy moet aan die slaap gemaak word. Uiteindelik het dit my so sleg laat voel dat ek die werk moes bedank. My grootste plesier is deesdae om lewendige diere te teken en te verf. Die waarheid is dat soveel as 500 000 rondloperdiere elke jaar in Suid-Afrika uitgesit moet word. As ons al die koste hiervan bymekaar tel, spuitnaalde, plastieksakke, die verwydering en begrawingsproses, dan beloop die jaarlikse bedrag 'n enorme 38 miljoen rand. Ons het vir Greg Olofse van die Stad Kaapstad se Departement van Omgewingsbestuur gevra wat hy hiervan dink. As ons almal verantwoordelike troeteldier eienaars was, sou die geld wat ons